ons is bly dit wat die Here doen en dit wat die Here vir ons beteken. As 'n mens so om jou kyk, dan besef jy, daar's 'n tyd van, sê maar, 'n somer. Daar's 'n tyd van herfs en daar's 'n tyd van lente en daar's 'n tyd van winter. Nou so baie keer in 'n mens se lewe kry jy ook hierdie fases in, wat jy sê maar, party ons is in die winter en party ons is in die herfs en party is in die lente en party is in die somer, maar ons is die Here dankbaar, maak nie saak waar jy vanmôre is en die toestand of waarin jy vanmôre jou ook al begewe nie, maar ons weet die Here is goed en die goedheid van die Here is daar. Nou ja, weer eens net om vanmôre te sê, ons dink aan Eddie en Linda wat in die week afgesterf het. Dit is, ek sê vir mense, vir die koninkryk van die Here sê die woord van die Here, dis 'n wins wees, maar een ding weet 'n mens, dat die Here is die beskikker van al hierdie goeders en die van lewe en dood en die Here hou dit in sy hand en baie keer kan ons dit nie verstaan nie en ek sê altyd vir mense, hoe meer jy daaroor probeer antwoorde kry, hoe minder kry jy. So kom ons aanvaar dat God weet die beste en hy ken die beste en ons is die Here dankbaar vir die tyd wat hulle vir ons almal en vir die land geleen is, veral op die geestelike vlak. Ons is die Here baie dankbaar daarvoor. Nou toe kom ons bid saam. Vader, baie dankie vanoggend vir die liefde, vir die genade, vir die grootheid. Here, dit wat U doen en dit wat U vir ons beteken. Ons weet, Here, sonder U kan ons niks doen nie. Sonder U is ons verlore. Maar ons weet vanmôre, Here, met U is meer as 'n oorwinnaar. En ons wil vanmôre vir U die eer bring en die lof bring. En Here, maar vanoggend wil ons ook vir U vra, daar waar daar seer, pyn vanmôre is, waar daar bekommernisse is, Here, waar daar mense is wat vanmôre bid ons vanmôre vir hulle en ons vra, Here, salf hulle daar, seën hulle daar. Here, maak U saak vir die grootste kerk tot die kleinste wat daar kan wees. Maar Here, ook self, ons bid vanmôre dat U op 'n besondere wyse sal seën. Here, want ons weet, Here, dis nie net ons hier nie, maar ons weet, Here, U koninkryk is 'n koninkryk wat tot in ewigheid is. U koninkryk bestaan nie net uit 1 of 2 persone nie. U koninkryk bestaan nie net uit 'n nasie, 'n volk of 'n taal nie. Here, maar U koninkryk bestaan uit hulle, Here, wat U aanroep en vir wie U gered het, en wie U losgemaak het en vrygemaak het. Hulle wat daarop kan roem vanmôre om kind van U te kan wees. Dis hulle, Here, en hulle is oor die wêreld, Here. En ons bid dan, I'm redeemed, I'm redeemed. Troubles and sorrow are washed away. I have been redeemed. Sweet is the song I'm singing today. I'm redeemed, my lovely bride. Glory, glory, Christ is mine. Unto Him my only sign. I have been redeemed. I'm redeemed, my lovely bride. Glory, glory, Christ is mine. Unto Him my only sign. I have been redeemed. Yes, I have every day of my life I am blessed. When I wake up in the morning, and I lay my head to rest, I am blessed. I am blessed. Wunderbar, es sei nie wunderbar, wunderbar. Es ist recht, wunderbar. Es ist recht, en genießen die Pause Zeit. Es sei nie wunderbar, wunderbar. That's a fire in my soul, oh, sing it down, sing it down. Just my love to play. The living in cross and the near that's upon my soul. This is alive, oh Jesus is alive.
is the power that sets me free. Here is a life free. Here is a life is given unto me. Oh Jesus, it's a life. Oh, Thomas in the Spirit. On the Lord say, hear a voice from heaven, and this is what they say. I'm the Alpha and the Omega, beginning and the end, and behold, evermore, behold, I live, behold, I live, behold, live forevermore, behold, I live, behold, I live forevermore. John was in the Spirit, on the Lord say, heard a voice from heaven, and behold, I live, behold, I live, behold, I live forevermore. Behold, I live, behold, I live, behold, I live forevermore. Behold, I appreciate thee. Every Father, I appreciate thee. I love you, the Son of God, what a wonder you are. I love thee, adore thee, bow down before thee, Son of God, what a wonder you are. Son of God, what a wonder you are. The Son of God, what a wonder you are. How great is my God? Sing with me, how great is my God? And always sing how great is my God. How great is my God. Oh, a name above all names, worthy of all praise, and my heart will sing how great is my God. Oh, a name above all names, worthy of all praise, and my heart will sing how great. Always sing how great is my God. Oh, how great is my God. Sing with me, how great is my God. And always sing how great is my God. Oh, a name above all names, worthy of all praise, and my heart will sing how great is my God. Yes, how great is my God. Hy is die God van alle gode, hy is die heerlikheid, en hy is die majesteit, en hy is die grootheid, en hy is die heerlikheid, en hy besit alles, en hy is alles,
en sonder hom is daar niks, en sonder hom sal daar niks wees nie, want sy goedheid en guns is tot in alle ewigheid. Ek dink as 'n mens dit kan besing, en dan sê ons ook, ek wil hê mense met my jammer kry nie. Nou, vanoggend gaan ek so bietjie rondom dit deel, wat die Here op my hart rondom dit gelê het. Want baie keer, wanneer ons sê, maar, kom ons sê, mense moet my nie jammer kry nie, mense moet nie vir my omgee nie, mense moet nie dit doen nie, of, ek sal my storie uitsom, baie keer as kinders van die Here, dan sê hulle, maar mense moet my nie jammer kry nie, maar jy weet nie God se plan met jou nie. En dit is baie keer, weerhou mense God se heerlikheid, God se grootheid, God se majesteit, omdat jy op daardie eie ek amper staan. En jy sê, ja, maar mense moet my nie jammer kry nie. Ons gaan vanoggend gaan ek 'n bietjie daaroor deel, omdat ek weet, en ek sien dit, dat die duiwel beroof ons van God se plan met ons lewens. Omdat ons glo, mense moet ons nie jammer kry. Mense moet nie, as ek deur 'n moeilike tyd gaan, wanneer daar verdrukking is, of siekte, of wat ook al is nie. Laat ek gehoor, mense sê, ag, dis nou myne, ek sal maar daarmee moet saamgaan. Maar wanneer ek vanmôre met u deel, dan gaan dit daaroor, dat ek ken die dogter van Moses, wat op die rivier op die Nyl geloop het, en terwyl sy daar loop, sien sy die mandjie, en nadat sy dit oopgemaak het, sien sy die kind, en kyk, dit was 'n seentjie wat huil. Hoor nou, en sy het hom jammer gekry. Dit is een van die kinders van die Hebreërs, want al die kinders, die manlike kinders is doodgemaak. En ons ken die storie, die ma en pa steek die kind weg, later sien hulle kan dit nie doen nie, hulle gaan lê hom in 'n maak 'n rietmandjie, sit hom in die rietmandjie, sit sy suster daar naby, om dop te hou, wat sou met hom gebeur, wat gaan gebeur. Nou, ek kan my kind verloor nie, maar hulle sit in hierdie krisis, maar nou kom Farao se dogter, en God plant in haar hart iets. En terwyl God in haar hart amper 'n passion vir iets wat sy medelee mee het, toe sy oopmaak, sien sy die seentjie. En terwyl sy na hom kyk, onthou, sy's nie 'n Jood nie. Sy kry, dan wil jy gee, jy wil omgee, jy wil help, jy wil iets doen. En sy kyk na die seentjie. Onthou nou net, as God nie in haar hart die jammerte geplaas het nie, as die Here nie vir haar daardie hart oomblik gegee het, dat sy moet jammer voel vir haar kind nie, kon Moses nie bestaan het nie. Kon Moses nie die volk uit Egipte uit gelei het nie. Kon Moses nie die volk gered deur jammerte. Sien God se prentjie. Sien jou prentjie. Sien ons prentjies. Dis nie noodwendig dat elke jammer wat vir jou gevoel word, of wanneer jy in 'n situasie is nie. Ek sê vir mense, jy bid vir God, jy sê, Here, verlos my van hierdie ellende, Here, voorsien vir my, Here, vat my, gee my krag, geef my dit. God plaas mense met 'n hart van jammerte vir jou. Amen. God plaas jou met 'n hart vir iemand. Ons gaan daarby kom. En hy sê in vers 7, hy sê, toe sê sy suster, is dit nie kostelik nie? God plaas jammerte, die kind word gered. Die kind word beskerm. Nou sê hy, onder beskerming van wie? Van Farao se dogter. Wat haar pa is Farao. Niemand kan aan die kind vat nie. Niemand kan nie. En sy sê, sy het geloop roep. En daarom sê Farao se dogter vir haar, neem hierdie seentjie en soog hom vir my. En ek sal jou nog betaal om dit te doen. Vir die ma, maak jou uit. Moses genoem. Sy noem hom Moses, ek het hom mos uit die water uit opgetrek. Wil sê, die jammerte wat daar was, die jammerte wat God in haar hart plaas, die jammerte wat hy gee, het bepaal dat die grootheid van God kon aangaan, dat sy volk kon verlos word,
want die salwing was klaar op Moses gewees. En God het hom beskerm van alle kante. Maar God gee tot die heidene die ding om te beskerm en te kyk na die kind met 'n jammer gevolg. Matteus 9 vers 36, kom Jesus wat geen herder het nie. Jesus kom en hy kyk na die mense. En terwyl hy so na hulle kyk, toe verander daar iets in sy hart. Hy kry hulle jammer. Hy kyk na hulle en daai innige jammer vir hulle. Toe hy na hulle so kyk, ons gaan hulle nie meer help nie. Maar dan kom stap daai vroukie en of daai man kom stap aan en die trane loop. En as die trane loop, dan gaan my hart. En nou stop hy. En ek kry hulle weer eens opnuut jammer. Wanneer ek na hulle kyk, wanneer ek hulle sien, dan is dit so of daardie herdershart wat God in jou plaas, in my geplaas het, dan sien ek dit, ek ervaar dit. Ek het partykeer by mense gestaan, ek weet nie van julle nie, maar partykeer het ek 'n man en vrou gesien, 'n jong man of 'n jong, die hart, en Jesus stap uit, en terwyl hy dit sien, terwyl hy met hulle praat, toe sien hy hierdie herdersaard. Hy sien daar die hart van 'n pa of 'n vriend wat wil omgee. Hy sien daar die hart. Nie al die mense wil jou beskinder nie. Nie al die mense wil hê jy moet verlore gaan nie. Nie al die mense wil hê jy moet ondergaan nie. Daar is mense wat God se hart vir jou gegee het, vir ons gegee het, vir ons almal gegee het, 'n hart gegee het van jammerte, wat vir ons omgee, wat in dieselfde tyd bid ons en sê, Here, skep U verlos uit hierdie omstandighede uithaal. Hoe het jy dit gesien? God stuur baie keer vir hierdie ou wat die hart het van jammerte, want ander het hom nie. En hy sien dit, en hy praat met hulle. Hy sê met ander woorde, toe hulle jammer voel, Matteus 9 vers 37, toe sê hy vir sy disippels, terwyl hy nou met hulle praat, hy sê met ander woorde, sonder skape, en dis toe wat Jesus vir hulle sommer sê, toe sê hy vir sy disippels, die oes is wel groot, maar die arbeiders moet, julle moet so 'n bietjie bid vir dit. Julle moet bid vir mense met harte. Julle moet mense bid wat bystaan, wat mense kan ondersteun, wat 'n hart het om mense jammer te kan kry. Nie noodwendig verkeerd nie, maar daar jammer was gewees om te kry. Matteus 14 vers 14 sê, en toe Jesus uitgaan, het hy 'n groot skare gesien, en hulle innig jammer vir hulle gevoel. Hy kyk na die mense, ag, hulle is siek, hulle loop rond, hulle gevoel, en hy sê, hy het hulle siektes gesond gemaak. Hy sien hulle, daar's iets in sy hart, wat sê, ek wil hulle vas. Met die Engels sê dit so mooi, and he had a compassion. Hy het 'n compassion wees, toe wonder dit is daardie meegevoel. Ek weet nie waar kan compassion is my mooier as die Afrikaanse ene, maar dit is soveel meer om 'n meegevoel met jou te hê, om vir jou om te gee, om vir jou by te staan. Daai jammer, daai compassion wat hy het, is om vir jou vanmôre te sê, maar ek wil vir jou omgee. Dis soos 'n vriendin of 'n vriend wat na jou toe kom, en wanneer hy by jou kom staan, en jy gaan deur 'n moeilikheid, en hy gee jou so 'n drukkie, hy sê vir jou, ek is lief vir jou, ek dink aan jou, en ek bid vir jou, dan voel jy baie keer, wauw, om die heerlikheid van God te kan beleef, en te kan ervaar, sy grootheid te kan hê, en te kan weet, maar die Here gee dit vir my, die Here doen dit vir my, hy wil dit vir ons maak, want hy kry 'n hart, toe hy sien hoe siek hulle is, en ek jammer gevoel vir hulle, daar's iets in sy hart, wat hy graag hierdie mense mee wil help. En toe vers 32, ek baie al oor hierdie teks al gepreek, en toe Jesus sy disippels na hom geroep, toe roep hy sy disippels na hom toe, hoor nou wat hy in sy hart gewees, en terwyl hy nou dit roep, hy sê, ek voel innig jammer vir die skare, omdat hulle al 3 dae by my bly, en niks het om te eet nie, ek wil hulle nie graag honger wegstuur nie.
kyk nou. Hy staan, hy kyk na hulle, hy sien hulle is honger. Hy sien hierdie ons is prik van die honger. Nou kry hulle jammer. Hy sê, nou roep hy sy disciples, hy sê, kom gou hierso. Nou kom sy disciples, hy sê, ek het hierdie mense, ek moet kos gee vir hulle. Ek dink vir baie keer aan my, as ek hulle so sien, die kinders, sodat hulle nie miskien op die pad beswyk nie. Hoor nou, hy sê vir hulle, ek is baie jammer vir hulle. Ek wil hulle nie so wegstuur nie, want dalk kom een van hulle iets oor. Dalk kom iets van hulle oor. Dalk sterf hy vir hongerte. Dalk skuld hy. Ons God het die grootste mag gehad om te sê, gee brood en visse en alles en dit sou wees en hy het ons nou gegee dinge. Maar hy kon net sowel vir hulle gesê, op die pad sal julle kos kry, gaan maar net. Tot vers 34. Jesus het innig jammer gevoel vir hulle. Dis die twee blindes wat langs die pad staan. Hulle roep uit, Seun van Dawid, wees ons barmhartig. Seun, dan bly julle tog stil. Seun van Dawid, wees ons barmhartig. Julle praat te veel hierso vanmôre, julle moet stil bly. Julle praat die meeste. Seun van Dawid, wees ons barmhartig en dowes. Ja. Maar Here kry hierdie twee jammer. Hy sê, en Jesus het hulle innig jammer vir hulle gevoel. En hulle oë aangeraak, en dadelik het hulle oë gesien, en hulle het hom gevolg. Toe Jesus in Lukas 7 vers 12, toe hy naby die poort kom van die stad, kom daar juis, word daar sien. Ouens, jy moet kan sien, wanneer iemand swaar kry. Jy moet kan sien, wanneer iemand 'n probleem het. Jy kan nie 'n hart ontwikkel van jammerte, as jy dit nie kan sien. Jy moet dit sien. Jesus sien hierdie vrou. Jesus sien die blindes. Jesus sien hulle is honger. Jesus sien dat hulle sukkel. Jesus sien hulle is siek. Jesus sien hulle is krepeel. Jesus sien hulle is blind. Net so wat hy daardie ou wat so tyd terug gepreek het, Lazarus. Moenie meer wan nie. Ek is hierso. En baie keer is jy daar as die een wat jammer het in jou hart. Maar as die persoon in die ander kan sê, ek wil nie jou jammer te hê nie. Ek stel nie belang in jammerte nie. Ek wil nie jammer gewees word nie. Dan mis jy God se doel. Jy mis God se heerlikheid. Jy mis God se krag. Jy mis God se majesteit en heerlikheid. Want aan die een kant soepat jy vir God. Jy huil en jy's bang en benoud. Maar aan die ander kant roep jy uit en God stuur iemand met 'n hart. Hy stuur iemand wat jammer gaan wees vir jou. Maar nie net een wat woorde het nie. Nie net een wat praat nie. Wat verbygestap het, ons weet van die ander wat verbygestap het, niemand het hom gewaar nie. Maar luister, maar 'n sekere Samaritaan, wat op reis was, hierdie ou is op reis was, het op hom afgekom, waar die ander ook op hom afgekom het. Die ander het hom ook gesien, lê dan aan sy pad. Die ander het ook gesien, hy was verslaan, hy was geslaan, en sy goed is gesteel, daar lê hy. Hulle stap verby, miskien met 'n draai. Dis nie almal wat die jammer hart het nie. Daardie Samaritaan wat op reis was, het op hom afgekom. En toe hy hom sien, het hy innig jammer vir hom gevoel. Toe stop hy. En hy het 'n hart vir hierdie man. Hierdie man het daarvanaf weer 'n lewe gehad. Hy was besig om te sterwe. Hy sou gesterwe het daarby. Maar 'n hart. Iemand wat 'n hart het van jammer te stop daar. En toe hy hom sien, toe kry hy hom jammer. En toe hy hom jammer kry, toe begin hy in funksie kom. En God stuur nie baie keer die priester nie, hy stuur baie keer die geleerde nie, hy stuur baie keer. Hy stuur iemand met 'n hart wat jammer voel, wat omgee vir mense, soos wat hy jammer gevoel het vir mense. En hy stop by hom, en toe hy by hom stop, toe tel hy hom op, hy dokter hom, hy trek hom aan, hy vat hom nog tot by die, 'n seker een van die mooiste, die
mooiste onderwerpe wat daar kan wees. Ek weet nie hoeveel mense het ons al gepreek oor die verlore seun. Maar die Vader staan daar en hy het opgestaan, die woord sê hy het altyd uitgekyk. Hy het vir hom gekyk. En hierdie jong man staan op, hy sê moeilike tyd en ek sê maar gaan na my vader se huis. Ek sê maar sy slaaf word. Ek sê maar net daar wees. En hy het opgestaan en na sy vader gegaan. En toe hy nog ver was, het sy vader, hoor nou, hom gesien en innig jammer vir hom gevoel. Gejammer te nodig nie. Hy stel nie belang om met sy broer innig jammer te voel nie. Of jammer vir sy broer te voel nie. Hy staan eerder by sy pa, hy sê, weet jy wat, ek is al die tyd hier so, ek het jou nog nooit 'n skaap en 'n bok en 'n ding gevra om saam met my vriende te kan eet nie. Hier kom hierdie seun wat alles verkoos het, alles weggegooi het, jy het hulle. Hulle het nie hart nie, vir die jammerte nie. Maar in die Vader se hart is daar jammerte. Toe in Jesus se hart is daar jammerte. En in sy hart gee hy om vir mense. Hy sien sy omstandighede. Hy sien sy seun. En toe hy kom, toe sê hy vir hom, sit vir hom 'n nuwe ring in sy vinger. Trek vir hom 'n nuwe kleed aan. En hulle begin nou lekker musiek en die kom die ou se seun. Moeilikheid, oorlog. Wat God aanroep, wat na God vra vanoggend. En daar is mense, baie keer het ons al vir die Here gevra, Here, ons weet nie hoe gaan ons hier deurkom nie. Dat God mense met 'n hart gestuur, 'n jammerte vir ons. Hy wil nie, hy sê, ek wil dit vir julle sê, die Here lê op my hart, ek moet vir julle gee, 'n jammerte. Nee, nie omdat ons dit verdien nie, nie omdat ons dit werd is nie, nee, omdat God se plan vir jou vorentoe beweeg, as jy bly terugstaan, as jy bly terugbeweeg, as jy bly op 'n plek kom, wat jy sê, maar jy weet nie hoe om dit te maak. God sê vanmôre vir jou, ek het 'n hart vir jou. Jy en ek, wanneer jy daar aan jou, op jou plek is, moenie vanmôre uitroep en sê, ek soek nie jammerte nie. Sê vanoggend, ek soek God se plan in my lewe. Ek bid mos, dat God vir my moet voorsien. As ek bid en ek sê, ek het nie meer fondse om kos te koop en die Here stuur vir my kos, dan sê dit wat? God het beantwoord, wat hy te hard aan jou verbygeloop, maar God bereik 'n Samaritaan. God gebruik 'n Farao sy dogter om sy plan te verstelle. Want Moses moes eintlik gesterf het toe 'n babietjie was, maar God se planne vir hom is anderste. En hy plaas in 'n vrou se hart 'n jammerte vir daardie kind, en God se plan kom vorentoe in werking. Daardie man wat daar lê, almal stap by hom verby. Hy sal sterwe in sy omstandighede. Maar God stuur 'n man met 'n hart. God stuur iemand met 'n jammerte. God gee vir iemand stuur dit. Het 'n hart gehad van jammerte. Wat God in hom gegee het. Maar as daardie ou sou sê, ek het nie jammerte nodig nie, kon God hom niks gedoen het. Maar sê, so glo ek vanoggend, elkeen van ons sal daardie woord nou anders te gebruik. Ek dink ons sal nou 2 keer meer dink hieroor. Stuur hierdie boodskap vir jou vriende. Stuur hom vir mense wat al gesê het, ek hou nie daarvan dat mense my bejammer kry nie. Jy's nie 'n God se plan nie. Want wanneer jy dit doen, is dit jou eie ek, is dit jou eie eer, is dit jou eie gevoelens wat daar is. Jy los nie vir God 'n deur oop nie. Maar luister, Here kan oopmaak wat jy nie oopgemaak het nie. Want ek wil vir jou sê, ek het dit baie keer al gehoor, dat mense in 'n kantoor gesit vir werk, en hulle is nie die beste kandidaat nie, maar God werk in daardie man se, daardie werkgewer se hart, en hy kry hierdie persoon jammer, en hy maak vir hom 'n pos. En dan wanneer hy vir hom 'n pos geskep het, sê hy jou agterna, ek het vir die Here gevra vir hierdie pos. Jy sien God gebruik 'n jammer. Kan God se plan ook in jou volmaak kom nie. Wat sê, wanneer God hulle jammer kry, Jesus hulle jammer kry, vermeerder hy broodjies.
toe die man daar langs die pad lê, en God stuur 'n Samaritaan met 'n hart, jammer kry, red dit sy lewe. Moses se lewe word gered, vir dit, maar God het iets vir hulle in plek gehad. Blindes, ag Here, wees ons genadig, geef ons om, Here kry hulle jammer, en hulle kan sien. Here kry hulle jammer, hulle kan sien. Hoeveel keer stuur God net nie iemand, wanneer ons sê, jy wen God se guns, nie uit goeie werke, uit goeie dade. Ek wil vir julle vertel, baie keer in my lewe, dan het daar nou so klomp kinders altyd gekom om te kom eet. Daar in Okanja, dan kom eet hulle. Ons het, tannie Wonderlik, ek het vir julle ook al vertel, maak hulle kos, nou daar was enetjie my spesialiteit. Was die ander kinders so spesiaal? Ja, maar daai enetjie, hy was spesiaal geweest. En wanneer ek 'n sweetjie uitgee, dis my special, sy kry 2. Ek kry haar jammer. Net so ook het al hierdie goeders uit. Staan God vanmôre en hy op sy plan in daardie kind se lewe verander. Maar hy sê, ek wil nie gehelp wees nie, moet God jou help. Ek glo en vertrou die Here dat dit sal verander. Kom ons bid saam. Here, vanmôre staan ons voor U, net soos wat ons is. Here, baie keer speel ons eie ek, ons eie roems, ons eie goeder so groot effek, dat U niks kan doen nie. Want baie keer wanneer ons stap en ons sê, maar ek wil nie jammer gekry word nie. Tog Here kry. Toe hulle siek was, het U hulle gesien, en elke keer het U jammer gekry vir hulle. Elke keer het daar dalk 'n traan geloop vir hulle. Elke keer wanneer U dit gesien het, wou U aan hulle goed doen, my koning. Daarom bid ek vanmôre, vir elke man, elke vrou, elke jong man, elke jong dogter wat vanmôre sê, self uitsorteer. Maar Here, as ons alle bid vanoggend, as ons bid en ons vra, Here help, en U stuur iemand met die hart, U stuur ons los dit, Here, hoe sal ons dan ooit gered kan word? Hoe sal ons ooit verlos kan word? Hoe sal ons ooit, Here, kan vrygemaak word, as daar nie mense is, wat jammer voel vir ons nie? Gehad het van jammerte vir my en my vrou, vir ons as gesin, en baie keer kom staan het, en ons drukkies gegee het, wat baie keer ons net hulle teen hulle vastgedruk het, en gesê het hulle het ons lief, wat baie keer vir ons gesê het, om nie op te hou nie, maar aan te gaan, baie keer vir ons kom vertel het, daar is weer môre 'n son wat skyn, baie keer vir ons kom vertel het, jou woestynestyd is amper verby, kyk die herfs is naby, of die lente is naby. Dit vir God, en vir U en vir passie gehad het vir my, Here. Here, ek dank U vanmôre, vir mense wat in hulle harte, daai jammer gevoel het vir mense, so omstandighede wat U gehad het. Soos wat U daai compassion gehad het. Daardie, om saam met hulle te kan wees, om saam met hulle te kan voel, om saam met hulle deur te kan gaan in hulle stryd. Here, Moses moes sterwe, my lief. Daardie man wat die Samaritaan by gestaan het, moes gesterf het, my het geleef. Daardie manne wat nie kon sien nie, kon sien. Daardie man wat belaats was, wat sy hand uitgestrek het, Here as U wil. Here het hom jammer gekry en het dit gedoen.
Here, toe het gesien dat hulle is honger, het U hulle jammer gekry. Here, help ons om daar dieselfde gesindheid wat U het, daardie hart wat U het, in ons harte te kan hê. Ek eer U daarvoor in Jesus naam. Amen. Amen. Net ek kan sing, in die naam vir die Here het ek 'n groot maak en te bely dat die goedheid en die guns van die Here is. My siel verlang so na die hemel, daar waar die engele sing en juig. Dood nie meer sal heers nie, dan wil ek wees deur sy genade. My siel verlang so na die hemel, wil jy met my saam gaan, my reis is wat kan per oor die Jordaan, wil jy met my saam gaan. My siel verlang so na die hemel, daar waar die engele sing en juig, daar waar die met my saam gaan. My reis is wat kan per oor die Jordaan, wil jy met my saam gaan. My siel verlang so na die hemel, daar waar die engele sang en juig, daar waar die dood nie meer sal heers nie, daar wil ek wees. Die dood nie meer sal heers nie, daar wil ek wees deur sy genade. Kom ons ontvang die seën. Here, baie dankie vir oggend, vir die woord en vir alles. Laat U spreek in ons harte, laat U met ons deel. Here, nou kom ek net, ek seën elkeen van hulle.